Daar is ek weer terug. Is my voorreg om vanmôre vir julle te bemoedig met die woord van die Here en ek sien so uit daarna. Ons het so 'n kort reeksie, eintlik net 3 Sondae wat ons gaan doen en ons vandag smack bang in die middel. So ons is deel 2 vandag en ons het hierdie reeks hartsvrae genoem en eintlik maar die hart dan nou van hierdie reeks is Paasnaweek het ons vir jou gevra om 'n paar dinge onder ons aandag te bring, goeters wat miskien vir jou knel en dis hoekom ons 'n reeks ook gehad het knelgedagtes, maar net so voor ons dan nou begin spoedvang vir Kerssangdiens wat ook een van die dae is, wil ons net seker maak dat ons nie 'n paar van daai items laat verlore gaan nie en laat ons die geleentheid gee om dit wat op jou hart is aan te spreek. Nou vandag gaan ons praat oor 'n ding wat 'n hele klompie mense mee sukkel. Ons gaan praat oor identiteit en spesifiek oor identiteit in Christus. Maar voor ons ingaan binne in vandag se tema, kom ek bid vir ons en dan vra ons die Here se teenwoordigheid net in ons harte. Ag Here, dankie vir hoe wonderlik U is en hoe wonderlik U elkeen van ons gemaak het, maar soveel te meer vir wat U vir elkeen van ons gedoen het, Here. En ons staan hier en ons weet dat hoe U ons sien en hoe ons onsself partykeer sien verskil so van mekaar. En Here, ek wil vra dat U asseblief vir elkeen van ons sal help vandag om uit te kom by 'n plek waar ons onsself kan sien deur 'n lens wat U ons sien. So Vader, help asseblief en bemoedig asseblief deur die Heilige Gees elkeen wat U hulp nodig het. So dankie Vader in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, soos ek gesê het, partykeer kom ons op 'n plek waar ons sukkel om onsself te sien soos wat God ons sien. En binne in daai gedeeltes is daar baie keer baie vrae wat opkom by ons. Vrae soos, het God my regtig lief? Het God my vergewe? Kan God regtig iemand soos ek lief hê as hy kyk na my lewe? Kwalifiseer ek enigstens om hemel toe te gaan? Het hierdie vrae 'n impak op hoe jy lewe? Verseker het dit. Dit het 'n impak op jou Christelike wandel. En ek wil jou help dat jy vandag bietjie gereedskap kan hê hoe om jou denke te hernuwe, sodat jou lewe kan verander en jy daarvolgens kan lewe en sodat jy nader kan kom op 'n plek waar God jou kan sien, jy kan sien hoe God jou sien. Nou, iets word deel van jou identiteit wanneer jy dit konstant integreer binne in jou selfbeeld. Hierdie dinge wat jy so oordink. So, miskien het jy 'n klomp goeters wat gebeur ook het binne in jou lewe. Jy het deur jou herinneringe uit jou verlede is daar goeters wat 'n narratief geskep het en hierdie narratief het 'n deel gevorm van jou van hoe jou identiteit lyk op hierdie stadium van die wedstryd. Miskien het jy 'n ervaring gehad, 'n draaipunt in jou lewe wat gesê het ek wil so wees of ek wil nie so wees nie en jy het in jou identiteit begin lewe volgens daai besluit. Verseker het verhoudings 'n impak daarop. Ek dink as ons kyk ook na ouer-kind verhoudings en dan kan ek met die ouers wat toewyding gedoen het hier vanmôre, jy het so groot impak op die identiteit wat jou kind vorm, wat kan maak dat hy later makliker of moeiliker binne in 'n verhouding met God kan kom. En dan is daar ook vir slegte waardes wat ons aangeleer het. Nou, hierdie is eintlik 'n baie bose kringloop want jy assosieer jouself baie maklik met mense wat dieselfde waardes wat jy het en dis net die een slegte ding na die ander slegte ding wat in jou lewe gebeur. En dan die laaste ding wat ons identiteit beïnvloed is oortuigings en dit kan wêreldse oortuigings wees of dit kan geloofsoortuigings wees. Beide van hierdie het baie bepalende faktore waar dit bydra tot ons identiteit. So al daai gedagtes wat jy konstant integreer kom binne in jou identiteit in. Die gevaar is, as jy die verkeerde gevolgtrekkings maak, dan spoel dit oor dat jy die verkeerde aannames maak en die volgende oomblik, dan loop jy net uit en jy maak verkeerde besluite oralster waar jy gaan. So ons gaan primêr vandag kyk na dinge wat jou identiteit beïnvloed en hoe ons kan anderster werk daarmee. Nou, ek wil eers gou so 'n demonstrasie van identiteit vir julle gee en ek wil nou nie iemand anderster onder die bus gegooi het hiermee nie, so ek gaan myself nou maar onder die bus gooi. As julle daar kyk na die skerms toe, dan gaan hulle vir julle so 'n jong man wys. Ja, is 'n rukkie terug. So, daarso het ek 'n landsburger geword, of hulle het my erken as 'n landsburger. En
Hierdie burgerregte wat ek gekry het saam met hierdie het sekere verantwoordelikhede op my gelê en ek het sekere verpligtinge, daar's wette wat ek moet nakom, daar's wette wat my beskerm en ek kan gestem het en daar's al hierdie voordele en goeders van om deel te wees van 'n land. Maar daar's ook, as jy deel is van 'n land, dan word jy deel van die kultuur ook. Suid-Afrikaners hou van braai. Ons was gisteraand by 'n baie lekker braai gewees op een van ons vriendinne wat verjaar het en die ander ding wat ons so geniet is, ek noem dit sommer katastrofe humor. As iets verkeerd geloop het ernstig, dan kan ons nie wag om 'n grappie daaroor te maak nie. En dis deel van die dinge van wie ons as Suid-Afrikaners is. Nou, dis baie algemeen deesdae dat ouens gaan en hulle gaan bly in 'n ander land en hulle gaan werk daar en daar's werksgeleenthede en hulle kan geld verdien en mettertyd sien hulle maar daar's 'n voordeel vir hulle om ook 'n burger van daai land te word en dan sluit hulle aan as burger en dan het hulle eintlik dubbele burgerskap. Nou daar's soos 'n paar lande wat dit nie toelaat nie. Daar's so 9 lande in die wêreld waaronder China, Kuwait en Nepal is 3 van daai lande wat glad nie dubbele burgerskap toelaat nie. En ek glo hierdie is nie nuus vir jou nie, maar God is ook teen dubbele burgerskap. Hy wil nie hê dat ons 'n burgerskap met een voet binne in die wêreld en met 'n ander voet binne in die koninkryk van die Here hê nie. En ek voel hierdie is iets wat ek vir jou aan die begin moet sê. As hierdie jou lewe tans is, dan gaan jy sukkel met jou identiteit. Maak nie saak wat jy doen nie. Jy moet jouself losmaak van die wêreldse identiteit en binne in jou Bybelse God geskape identiteit begin lewe, dat jy kan vrykom van hierdie dinge. Nou, die probleem eintlik daarmee is, jy lewe vanuit 2 plekke. En jy gaan nie lekker kan loop hier nie, want jou ander voet is daar, en jy gaan nie lekker kan loop hier nie, want jou ander voet is daar. Die Here wil hê ons moet binne in een wêreld lewe. In Filippense 3 vers 20 sê, ons daarteenoor het ons burgerskap in die hemel, vandaar verwag ons ook die Here Jesus Christus as ons verlosser. So Jesus het juis gekom om ons te verlos, maar hy het ook gekom om ons te wys hoe om hierdie Christelike identiteit uit te lewe binne in die wêreld. En binne in dit wat Jesus deurgegaan het hy ook vir ons 'n paar nuggets gelos van byvoorbeeld hoe om Christelike oorlogvoering, geestelike oorlogvoering te kan doen. Daar staan in Matteus 4 vers 3, die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as jy die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. En ek is soos, come on, die duiwel het geweet wie Jesus is. Maar die duiwel wou op daai oomblik waar Jesus swak was, na 40 dae van niks eet of niks drink nie, wou hy hê dat Jesus vir hom iets moet bewys van wie hy is, dat hy uitklim binne in die karakter uit. En dit wat Jesus vir ons gedemonstreer het, is eintlik profound, as ek die Engelse woord daarvoor kan gebruik. Want hy het nie vir sy identiteit gelewe nie, hy het uit sy identiteit gelewe. En ek wil vir jou sê, broer en suster in Christus, die duiwel weet wie jy is in God se oë, maar hy wil hê jy moet twyfel daarin. En hy val jou aan hier van die aarde se kant af om jou swak te probeer maak, sodat jy kan soek binne in sonde. En dan kom hy met hierdie goeters wat, jy's nie regtig vergewe nie, jy's nie genoeg nie, God kan nooit iemand soos jy gebruik nie, en jy sal altyd so wees. En hy gooi hierdie beskuldigings voor jou, en hoe langer hy aanhou, hoe makliker begin ons hierdie gewoonlik glo. So kom ons gaan kyk na hierdie dinge wat hy eintlik mag gebruik as goeders om jou aandag af te trek van dit wat God wil hê jy moet sien. En daar op jou raamwerk het ek vandag vir jou al die antwoorde ingevul, sodat jy net kan luister, jy hoef nie te skryf nie, jy kan net konsentreer. So die eerste ene daarso is skaamte en onwaardigheid, dis wat hy gebruik. Nou die eerste ene, skaamte is daai pynlike gevoel dat ek en jy fundamenteel tekort skiet van dit wat ons moet wees. En onwaardigheid is daai, sê vir ons dat ons nie genoeg is nie. Die kombinasie van hierdie twee lei tot 'n baie mooi selfsabotasie binne in ons lewens. Want hierdie emosies is regtig baie diep met mekaar verbind. Hulle werk saam en werk teen ons. En skaamte bring daai oortuigings dat jou sogenaamde tekortkominge jou onwaardig maak. Nou daar's 'n verskil tussen skaamte en skuld. Skuld is iets wat jy gedoen het. Skaamte is die emosie wat gepaard gaan met dit wat jy gedoen het, wat jy ervaar as gevolg van die skuld wat jy in dit wat jy oortree het.
En daar's 'n geweldige verskil eintlik tussen hierdie twee dinge, want God vergewe skuld. En hy gebruik die Heilige Gees om skuld vir ons uit te wys. Hy kom druk daai op jou hart en sê vir jou, hierdie dingetjie wat jy gedoen het, dis nie lekker vir die Here nie. Dis teen God se wil. Jy moet hierdie ding bring sodat ons dit kan regmaak, die saak regmaak tussen my en jou en God. En die skuldgevoel wat daarmee saamgaan is partykeer iets wat 'n nasleep is, en dan kom die duiwel en hy gebruik hierdie skuld en hy gebruik dit om jou te laat dink, maar ek is nog nie vergewe nie, daar's eintlik nog iets wat ek moet doen, want hy's konstant binne in jou gedagtes, maar jy word nie veroordeel vir skaamte nie. Jy word geoordeel oor skuld wat jy ervaar het. Nou, ons kan skaamte kry sonder dat ons skuld het. Die beste en miskien die slegste voorbeeld wat ek hiervan kan gebruik, is seksuele aanranding. Dit wat iemand anderster skuld aangegaan het en aan jou gedoen het, sit 'n skaamte op jou. En die duiwel ry daai skaamte dat dit vir jou voel asof dit jou skuld is. Maar dit is nie jou skuld nie, en dis nie iets waaroor God jou ooit gaan oordeel nie. En as dit iets is waarmee jy sukkel vandag, wil ek graag hê jy moet vrykom daarvan, dat jy nie skuld het in dit wat iemand anderster aan jou gedoen het nie. Maar vraag wat baie keer opkom op hierdie gedeelte is, het ek al te veel misluk? Kan God my regtig lief hê as hy kyk na al die dinge wat binne in my lewe is? Dis hoe hierdie ding jou identiteit beïnvloed. Skaamte en onwaardige gevoelens maak jou twyfel in die vergifnis en die liefde van God. En die duiwel trek daai draadjie en torring daai ding heeltemal uit. En jy val vas in daai gevoel van onwaardigheid wat jy het. En dit laat jou onttrek. En wanneer jy jou onttrek, dan maak dit jou baie moeilik om binne in God se doel en plan vir jou lewe te gaan lewe, in steede van om in die vryheid van jou vergifnis te kan loop. So ons kyk na onsself as heeltemal te min, en God sien vir ons as genoeg, want dit wat Jesus gedoen het was genoeg, en sy waarheid wat hierdie aanspreek, Romeine 8 vers 1, daar staan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En ook Efesiërs 1 vers 7, deur die bloed van Jesus, van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God. So ek wil jou ook help hoe om te leef, sodat jy kan afstand doen van skaamte en van onwaardigheid. Die eerste een is, bely jou sonde en doen dit vinnig, sodat dit nie 'n meeslerende en jy het naderhand nie meer seker is of is dit skuldgevoelens of is dit skaamtegevoelens nie. Gaan bely jou sonde, sodat God jou kan vergewe en hou vas daaraan dat dit wat God gedoen het, finaal is. Hy is getrou en hy is regverdig, hy vergewe ons sondes en hou vas aan daai. So, bely jou sondes, maar moenie gaan kamp op die skuld nie. Die tweede ding is, herinner jouself daagliks. Herinner jouself daagliks daaraan dat my waarde lê nie in dit wat ek doen nie. My waarde lê in dit wat Jesus vir my gedoen het. En die laaste ene daarso is aanbid met dankbaarheid. En as 'n mens dit doen, dan verskuif dit eintlik jou die fokus van hierdie mislukkings wat jy gehad het, na die genade wat jy gekry het van God. Die tweede een daar op jou raamwerk is, ons sukkel met onsekerheid en vergelyking. En ons doen hierdie eintlik baie subtiel en onbewustelik. Ons vat ons swakste karaktereienskappe en die dingetjies wat ons doen en ons vergelyk dit met iemand anders se beste eienskappe. En jy gaan nooit wen as jy jou swakste met iemand anders se beste. En dit gaan nie oor wen of verloor nie, laat ek myself net 'n bietjie korrigeer daar. Wat ons eintlik by wil uitkom is dat elkeen van ons is regtig uniek gemaak. God het elkeen van ons gemaak met 'n volkomme skepingsdoel en jy is genoeg vir dit waarmee God jou geskep het. So jy kan jouself nie vergelyk nie want jy is uniek en iemand anderster is uniek en jy kan nie twee unieke goeders vergelyk en dink hulle gaan dieselfde wees nie. Die probleem is ons kom by daai onsekerheidsgevoele wat jy dink, sal ek ooit so begaafd of ooit so geestelik soos iemand anderster wees. En dit maak 'n vals fondasie vir ons selfbeeld. Dit is gebaseer op eksterne faktore, dit wat iemand anderster is en ek nie is nie. En dit is nie gebaseer op God se liefde vir jou en dit wat hy vir jou gedoen het nie. En jy voel naderhand ongelukkig oor hoe God jou gemaak het. Hoekom het hy nie my gemaak soos iemand anderster nie? En die duiwel speel ook met daai. So ons is konstant bewus van dit wat ons nie is nie. Maar ons moet lewe om konstant bewus te word van dit wat ons is binne in Christus.
sodat ons in plaas van hierdie dinge wat ons so aantrek, dat ons God kan lief hê en ander mense kan lief hê. Want ons word eintlik maklik selfgesentreerd, wil ek sê, as ons binne in hierdie lewe en ons word behept met ons eie waarde, maar God het elkeen van ons genoeg geskep. So ons sien onsself eintlik as onwaardig en God sien ons as 'n volledige skepping. Nou God se waarheid wat hierdie aanspreek, het die psalmdigter in Psalm 139 vers 14 so mooi gevat. Hy sê, ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Efesiërs 2 vers 10 sê, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hier sou jy dit gaan doen, dankbaarheidsoefeninge. Gaan vat elke dag een ding wat jou uniek maak en gaan sê vir die Here, dankie vir hierdie kenmerk wat ek het, wat ek weet regtig sterk uitkom binne in my. Die tweede ding wat jy kan gaan doen is om hierdie kenmerk binne in 'n aksie te gaan insit. Dis aktiewe teenwerking. Wat jy gaan doen hierso is dat jy gaan begin dien. En hoe meer jy dien binne in dit waarin jy goed is, hoe meer gaan jy eintlik jou eie waarde in jou eie oë vermeerder en jy meer besef, maar ek is nie wie ek dink ek is nie, ek is meer wie God dink ek is. En dan die derde ene daarso is, ons moet die leuns konfronteer en ons moet hierdie dinge wat binne in ons gedagtes inkom, moet ons vasvang. Ons kan hulle selfs neerskryf, want dan weet ons wat is hulle, ons weet hoe voel hulle en soos wat jy hulle neerskryf, kan jy hulle identifiseer en hulle bietjie beveg en ons gaan net nou praat oor daai gedeelte. Kom ons gaan aan daarna nommer 3 toe op jou raamwerk, vrees en beheer. Hier is 'n ek dink baie van ons sukkel met hierdie ene, so by tye sukkel ek self, dis daai van as ek dit nie self hanteer nie, dan gaan alles uitmekaar uitval. En dit gee die ou wat hierdie smagting na beheer, dit gee dit half 'n angs dat hy dit nie kan doen of nie kan beheer nie. Want baie ouens wat sukkel met daai vraag, wat as God nie deurkom nie? Wat as my gebede nie gehoor word nie? So kom ek tree nou maar eintlik proaktief op en help God binne in hierdie dinge wat ek graag wil sien uitspeel. En ons ontneem ons eintlik van so vrede dat God 'n beter uitweg kan bepaal as ons ooit nie. Maar ja, hierdie twee is soos boude. Vrees en beheer loop so saam en beheer is geanker binne in vrees. Want ek dink as ek hulle kan beheer, dan kan ek ook die uitkoms beheer. En al wat dit is eintlik 'n oefening van hoe om die onbeheerbare te probeer beheer. Dus mens kan dit nie doen nie. Nou, vrees en beheer gee vir ons 'n onstabiele identiteit in Christus. En nie net is vrees eintlik die teenoorgestelde van geloof nie. Dit kan maak dat ons so bang word dat ons nie binne in dit wil inloop wat God vir ons het nie. En dit kan maak dat ons sonde doen en dit kan maak dat ons God eintlik verder wegdruk van ons af oor ons nie sy wil doen en binne in dit loop nie. Ek dink 'n mooi voorbeeld daarvan is as jy kyk na 'n tapisserie en ons is aan die onderkant van hierdie tapisserie en ons probeer om die prentjie aan die bokant te beheer. God is reeds aan die bokant en hy weet hoe die prentjie moet lyk, maar ons wil almekaar inmeng en drade op verskillende plekke indruk waar hulle nie hoort nie. Ons moet net oorgee en God toelaat dat hy vir ons help. Sy waarheid hierso is in Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. So hoe gaan jy dit doen? Dis daai moeilike ding wat ons baie uitdaag, 'n gebed van oorgawe, om te sê, Here, vandag vertrou ek U met hierdie. Neem asseblief hierdie ding in U hande. Ek sal alles doen wat ek nodig het om te doen om gehoorsaam te bly, maar ek vertrou U met hierdie ding. Die ander een is verklaar geloof bo vrees. En is so belangrik eintlik dat ons by die skrif bly en dat ons skrif memoriseer en dat ons skrif hardop uitspreek bo ons vrese en die dinge wat ons mee sukkel. En dis waar memorisering regtig baie goed inkom. Laat binne in daai oomblik wat jy dit ervaar, dan het jy die skrif om dit te beveg. En dan die derde enetjie daarso is gaan voort in gehoorsaamheid, selfs wanneer jy bang is. Ware moed groei deur vertroue, nie binne in ons gemak nie. Nommer 4 daarso op jou raamwerk, identiteit gebaseer op prestasie.
Hierdie ding sê vir ons, ek is die som totaal van dit wat ek bereik het, of dit wat ek in misluk het. En ons kyk na vrae soos, miskien sal God my meer lief hê, wanneer ek meer vir hom kan doen. Of kan God my lief hê, terwyl ek so sukkel om die dinge te doen wat ek moet doen. Die gevaar hiervan is, jou identiteit hang af van afhandeling. Dit stryk lekker oor daai veranderlik is. Jou identiteit hang af van veranderlik is. En jy het hierdie vrees vir mislukking, en dit kan oorloop binne in 'n angs. En as jou angs lank genoeg aanhou, dan kan dit jou laat verval binne in 'n depressie. So dis baie gevaarlik. Boonbehalwe hierdie kan dit jou ook 'n verdienste mentaliteit gee. En wat 'n verdienste mentaliteit is, jy dink ek moet iets doen vir God, sodat hy sy liefde en sy guns vir my kan gee. Maar ons hoef nie, want ons is klaar genoeg deur Jesus Christus. Nou, hierdie dinge maak dat sodra ons die presteer mentaliteit maak dat ons sodra ons sukkel om te presteer, dan verloor ons selfvertroue binne in die goeders wat ons doen. En dan raak ons ook huiwerig om saam met God die pad te loop. Maar ons is geliefd en ons is gekies. En God kyk nie na ons dade nie. Hy kyk na dit wat Jesus vir ons gedoen het. En sy waarheid is in Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Galasiërs 4 vers 6 en 7 sê, en omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy 'n kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. So Jesus het alles klaar gedoen. Ons hoef nie uit ons dade, ons verlossing te probeer bereik nie. Ek en jy is klaar verlos, ons is klaar reg vir die hemel. So hoe leef ons dit uit? Raak vir my rustig. Ons het vir daai mooi Afrikaanse uitdrukking gebruik. Jou geestelike lewe vloei uit wie jy is, nie uit wat jy doen nie. En dit is belangrik dat ons ook dit weet. So die tweede ding is, hou op strewe vir goedkeuring. Ek en jy is reeds genoeg binne in Christus, en dan is sabbatritme is baie belangrik ook. Daar is 'n goeie tyd wat ons nodig het om te werk, maar dan is daar verseker 'n tyd wat ek en jy nodig het om te rus, en tyd saam met God te spandeer, en in dit wat hy vir ons gedoen het, binne in daai tyd wat ons gewerk het, en die rus wat hy vir ons gee op daai dag. Ons waarde lê nie in ons produktiwiteit nie. Die 5de ene daarso is twyfel en vergetelheid. Dis nie 'n spelfout daai nie, dis actually 'n regte woord. Kom ek verduidelik hom net gou-gou. Vergeetachtigheid is iets wat nou hier rondom jou gebeur en nou jy's vergeetachtig oor goeters. Vergetelheid is iets wat lank terug gebeur het en jy het dit so min in herinnering gebring dat jy eintlik nie meer kan onthou waaroor dit gaan nie. En dis vir my nogal 'n mooi woord. Nou hierdie twee veroorsaak regtig baie striwelinge binne in jou Christelike identiteit. Onder andere twyfel bring daai dat ons bevraagteken God se karakter. En vergetelheid maak dat ons baie maklik vergeet wat ons rol veronderstel is om te wees en dan neem ons baie maklik ander rolle en ander identiteite wat ons daarin tree. Deur hierdie te doen, vervang ons die waarheid wat God vir ons gegee het met ander goeders, eintlik maar leuns. Ek wil hulle nie eers valse waarhede noem nie, maar ons kry daai verkeerde gevolgtrekkings en aannames wat ons kry en ons bring hulle binne in ons persoonlikheid en ons integreer hulle, maak ons regtig dubbelhartig. Double-minded is die Engelse woord daarvoor. En wat dit maak is dat jy ook weer met een voet in die wêreld en een voet in die hemel gaan staan. Dit beskryf eintlik maar 'n persoon wat wankelrig, besluiteloos en skepties is oor alles wat rondom hom aangaan binne in die lewe. En hierdie interne konflik spoel oor binne in 'n krisis in jou geloof. Eers val dit jou identiteit in Christus aan en volgende val dit jou geloof in God aan en dan begin jy twyfel binne in God. So as jy daai leuns aanvaar as waarhede, dan skep jy inderwaarheid 'n dubbele burgerskap waarin jy lewe. En jy aanvaar ander valse identiteite. Identiteite wat daai ou gebroke self gehad het of identiteite wat die wêreld wil hê jy moet hê.
sonder om agter te kom dat hierdie eintlik jou teen God draai en jou verder wegneem van hom af. Ons ervaar hierdie eintlik meeste van die tyd binne in krisisgevalle, in tye van krisis. Miskien het jy lank en gemaklik stadig weggedryf van die Here in 'n dubbele lewe wat jy gelei het. En die krisis wat ons het, kom jy dan agter dat my karakter en my geloof is nie sterk genoeg om hierdie krisis te hanteer nie. En jy beweeg na 'n punt toe waar jy jouself nie meer sien as 'n kind van God nie. En ja, ons maak foute. En ja, hierdie foute het gevolge, maar God bly ons sien as sy kind. So God se waarheid is in Johannes 10 vers 28. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand kan ruk nie. En 1 Johannes 3 vers 1. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. So hoe gaan jy hierdie uitleef? Voed jou geloof. Lees, memoriseer en oordink skrifgedeeltes spesifiek daai wat gaan oor jou identiteit. Die tweede een is, soek 'n gemeenskap, omring jouself met medegelowiges. 'n Klein groep is 'n wonderlike manier om jou te omring met gelowiges, ouens wat vir jou kan waarheid binne in jou lewe inspreek. Dan die derde een, daarso is onthou God se getrouheid. Skryf neer wanneer God jou gebede beantwoord en sy goedheid bewys. Nou, ek wil jou ook 'n paar ander praktiese maniere gee hoe om in jou Bybelse identiteit te begin inbeweeg en hulle is daar op die agterkant van jou raamwerk. Die eerste een is daaglikse vernuwing. Begin jou dag deur die waarheid oor jouself te verklaar. Miskien het jy nodig om in die spieël vir jouself te kyk en te sê, "Buddy, God het jou lief." Ons het nodig om hierdie dinge te hoor. Sê vir jouself, ek is God se kind, ek is geliefd, ek is vry, ek is veilig. Die tweede ding is skrifkaarte. Hierdie is 'n baie effektiewe manier. Dis maar basies waar jy 'n kaartjie maak en jy plak hierdie kaartjies oral nodig waar jy nodig het. Op jou spieël, op jou kar se dashboard. Jy kan selfs op jou telefoon se background kan jy hierdie sit. En 'n skrifgedeeltes wat die leuns binne in jou lewe as vals bewys. Sodat as jy voel hierdie dinge kom deur, is daar konstante herinneringe. Hierdie is my Bybelversie, hierdie is God se waarheid vir my, ek kan dit aanneem. 'n Verantwoordbaarheid vriend, ons praat in Celebrate Recovery van accountability partners. Jy het iemand nodig by wie jy kan bieg, as ek dit so half sê. En ons doen dit nou nie in daai sin van bieg soos wat in ons almal se koppe inkom nie, maar jy het 'n vriend nodig wat jou regtig goed ken. Wat vir jou kan sê, jy's besig om verkeerd te dink hieroor. Hierso is God se waarheid. Ons het Christen vriende in ons lewe nodig. Intentionele aanbidding is die vierde ding. En dis waar jy eintlik maar net tyd maak om te gaan stil maak en jy kan na gospelliedjies luister binne in hierdie en jy luister na God se karakter en dit wat hy oor jou wil spreek en dit wat hy en dit daal so die fokus van jou af en sit die fokus op hom en op dit wat hy gedoen het. En dan die vyfde een daarso is dien ander. Jou identiteit word regtig versterk soos wat jy versterk binne in jou gawes en hoe jy ander mense dien. So ontdek wie jy is, gaan kyk wat God jou uniek gemaak het en gaan dien ander mense daarmee. En dit gee vir jou soveel waarde en soveel vervulling binne in jou lewe. Dis regtig die moeite werd om te dien. Nou, ek wil begin afsluit. Miskien het jy vir jare gekyk na jouself uit vuil brille. En dis moeilik om jouself te sien. En jy het jou waarde gemeet aan wat mense van jou sê, wat jy van jouself sien, wat jy reg gedoen het en wat jy verkeerd gedoen het. En vandag wil God vir jou sê, ek kyk anderster na jou. Ek kyk deur Jesus na jou. En ek kyk deur na jou met die oë van liefde en van genade en van waarheid. God sien nie die etikette wat die mense op jou geplak het nie. God sien die seël van die Gees van God wat hy op jou gesit het die dag toe jy tot verlossing gekom het. God sien nie jou mislukkings nie. Hy sien die nuwe skepping wat hy besig is om te maak. God sien nie daai seer hart, net daai seer hart nie. God sien iemand wat hy besig is om te genees. God sien nie daai absolute tekorte wat ek en jy voel nie. Hy sien sy kind reeds aanvaar, reeds geliefd en reeds genoeg. So kom ons begin
na onsself kyk deur God se oë. Kom ons begin na ander mense kyk deur God se oë. Met die spieël van wat sy woord sê oor ons. Dat ek is wie God sê ek is. Ek is nie my verlede nie. Ek is nie my foute nie. Ek is nie wat ander mense oor my dink nie. Maar ek is sy kind. Ek is gekies en vergewe en geheilig en geliefd. En wanneer ek en jy hierdie dinge begin glo en uitleef, dan verander ons lewe drasties. En begin ons 'n lewe wat getuienis is van God se genade en van sy liefde en van dit wat hy gedoen het deur Jesus Christus. En dan lewe ons nie meer in daai skadu van wie ek was nie, maar ons lewe in die lig van wie ek is in Christus Jesus. So kom ek nooi julle uit in daai lig, mag jy loop in daai lig en mag jy die vrede ervaar van 'n God wat alles vir jou klaar gedoen het en nog steeds vir jou wil bystaan met dit wat jy mee sukkel. So dankie dat julle vandag hier was. Ek hoop en vertrou dat jy genoeg het dat die Heilige Gees jou kan help om 'n lewe te lei waar jy jouself sien soos wat God jou sien. Kom ek bid vir ons. Vader God, dankie dat ons U kan eer vir die moeite wat U met elke persoon gemaak het. 1 uit 64 biljoen is die kans dat my vingerafdruk dieselfde is as iemand anderster. So ek dink nie dit gaan ooit gebeur nie, Here. Maar dankie dat U my uniek gemaak het, elke persoon hier uniek gemaak het en dat U ons sien as vry, verkose, geliefd. Ag Here, ons eer U vir hoe wonderlik U is. U weet ons sukkel. U weet dat die duiwel ons partykeer aftrek. So Vader, ek wil asseblief bid hier vir elke persoon wat hier en aanlyn kyk, dat die bloed van Jesus ons sal bedek. Here, ek wil vra dat die lig van die Heilige Gees die leuen sal verdryf wat in ons donkertes geskuil het. Here, mag U ons so helder verlig dat ons nie iets anderster kan sien as dat ons fearfully and wonderfully made is nie. Dankie Here vir die moeite wat U met ons gedoen het. Dankie vir die pad wat U saam met ons wil loop. Ek wil vra Here dat U mense sal bevry van die dinge waarmee hulle sukkel en dat hulle sal loop in die genade van 'n liefdevolle God. Dankie Here dat ek dit kan bid in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen.